Daar sy. Môre julle. Hoe gaan dit met julle? Mooi. Skool weer begin? Jee. Hy sê goed. Man is opgewonde, skool het weer begin. Hey. Staf al buite. Toe maar net nog 12 jaar. Dan sit we by. Alright. Wil jy skool toe gaan? Wat 'n skool is jy? Windhoek Gymnasium. Dis 'n lekker skool daai. Dis die rooi skool, nê? Nee. O. Ons park is beter. Ons gaan 'n school clash hou hierna. Alright. Julle, daar kuier vandag. Hier is baie maatjies. Mense kan sien die vakansie is verby want mamma en pappa is ook weer vir 'n slag by die kerk. Alright. Touch niks. Okay. Ons het 'n maatjie wat die kuier. Wil julle raai wie dit is? Wie is so goed? Ja, van Elisenheim, ja. Mimi Mia Smit kuier vandag hier by ons. Ja, Poppekas, hierso. Poppekas. Alright, kom ons roep gou vir Mimi Mia Smit van Elisenheim. Okay, op 3. 1, 2, 3. Mimi Mia Smit van Elisenheim. Jy was vinnig? Jep, Ja, jy lyk sommer op het vandag. ek is vinnig. Ja, sê hallo vir al die maatjies, Mimi. Hallo julle. Het julle skool ook begin? Jo, ons skool is al verskriklik lank aan die gang. Wat is dit Poplar College? Ja, Poplar College is al vir maandag, dinsdag, woensdag, al vir 5 dae aan die gang. Dis baie, jy het, hoeveel? Jy het 5 vingers. Soos al jou vingers daai Ek het 10. so lank. Jy het 10 vingers. Wie het nog 10 vingers hier? Jy het 10 vingers, jy het 10 vingers. Almal hier het 10 vingers. Lekker. Alright. Okay, Mimi, nee. Ja. Maar wat het jy vir die vakansie gedoen voordat die skool weer begin het? Ek wil nie meer daai storie vertel nie. Ek het nou 'n ander een. Nog een. Jy het Ek 'n gaan nie lekker vakansie vertel wat jy vir my gesê het nie. Ai. Mimi, vertel tog die storie, is so cool. Ek was soos hierdie maatjie nie wat gesê het dat hy verskriklik opgewonde was oor die skool. Ja. Was ek ook verskriklik opgewonde om weer my juffrou te sien. Regtig? Ek het 'n baie mooi juffrou. Is dit? Wat is jou juffrou se naam? Santa. Ek dog haar naam is juffrou. Juffrou Santa. Okay. Ja. Okay. Sy's verskriklik cool en sy's so vriendelik. Ja. En sy gee vir my taakies om te doen. Ek was super opgewonde om maandag skool toe te gaan. Is julle opgewonde om skool toe te gaan want nou gaan juffrou vir jou weer taakies gee om te doen en huiswerk gee om te doen. Ugh. Yes. Lekker nê? So wat gebeur het, nê, Dominee? Ja. Nee. Ek het gesê, "O jee, maandag." Toe sê juffrou vir my, "Ek kan boekies pak in die rak." Ja. Daai is my gunsteling ding om te doen. Om soos boekies soos 'n biblioteek, moet jy dit weer terug in die rak pak. En sy vra vir my, so toe pak ek vir 'n hele halfuur lank al daai boekies. Ja. En weet jy wat is toe lekker? Wat? Toe sê sy, ek kan by haar tafel kom staan en ek kan 'n liedjie sing. Nou, hoai. Toe sing jy wat? Coolste juffrou, I am the champion. Het sy jou gekeer? Dat jy maar ophou sing. Nee, O, ons keer jou nou. Jy Ek sing het pragtig, aangehou en maar aangehou. sing jou huis pragtig. dit was asseblief. verskriklik lekker. Ja, dit klink so. Ja, so ek het alles saam met juffrou gedoen. Ek het selfs pouse by haar gesit. Ja, en toe? Maar weet jy wat? Nee, okay, wat? Dinsdag was dit nog so bietjie lekker, Ja? want toe pak ek weer boekies Ja? en toe sing ek weer 'n liedjie. Ja? Ek sal hom nie sing nie. Okay, dankie. Dis wat jy En gaan toe het ek weer pouse vir juffrou Ja, gehelp ja. om al die rommel op te tel, Ja. nê? Maar toe Woensdag, Dominee, toe ek weer by die skool kom. Toe moes jy weer boekies pak. Nee, toe juffrou sê, "Mimi," toe is ek al klaar nie meer lus om na juffrou toe te luister. Ah. Hoekom? Sy praat die hele tyd dieselfde goed. O, Haar stem is verskriklik. o. Ja. Maar jy is baie lief vir juffrou. Ja, maar ek het nou al so gewoond geraak. Sy sê dieselfde goed elke dag, ek luister nie meer nie. O. Het jy al so gewoond geraak aan juffrou? Dat nogie. O, dis cool. Jo, jy moet die hele tyd luister want juffrou gee die hele tyd verskillende taakies en goedjies. Dis belangrik, nê? Dis dieselfde elke dag. Sy's Ai, net daar. Sy sê dieselfde goed. Maar Bla 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 bla. Ek kan nie meer luister nie. so. Okay, maar dis maar sy het nie
sy het nie lelik geword met jou nie, en sy het jou nie gestraf voor ietsie, jy het nou net gewoond geraak aan haar. Ek het net gewoond geraak. Ei. Net soos wat ek die vakansie gewoond geraak het. Ouma maak my wakker, was die skorrel goed, maak jou bed op. Dan praat ouma dit, dan praat ouma dat, ek hoor nie meer wat sy sê nie. Okay, so dis lekker by ouma, maar jy het gewoond geraak, nou is dit nie meer lekker nie. Dit was, En is lekker- jee, maandag, nou is dit bla bla Ja, bla. so is lekker exciting maandag, maar nou is hy weer klaar gewoond, en nou is dit maar net weer skool, nee. Dit is amper soos kerk toe, nee, Nee, dit is nie so nie, Mimi. Maar ons gaan vandag oor praat, so sy is 'n bietjie reg. Alright, Mimi, dankie, nee. Ek hoop regtig jy gaan soek soos hierdie maatjie. Hy sê hy moet die hele tyd luister want die juffrou gee die hele tyd nuwe taakies. Gaan kyk bietjie, soos juffrou is nie dieselfde vervelige ou tannie nie. Sy gee nuwe taakies en sy ontwikkel jou op snaakse maniere om boekies te pak en te sing. Ek hoop sy ontwikkel jou nog in jou singklasse. Maar sy laat jou groei. Ek hoop hierdie mense is ook opgewonde om volgende week weer te kom. Nie vir jou sing nie, maar Nee. hulle sal weer kom. Ek gaan nie volgende week hier wees nie. Dankie tog. Mm, Ek jok, ek is bly as jy hier so is, Mimi. dankie. Ja. Ek is Okay. nog nie te gewoond aan jou nie. Ja. Ons het nog nie gewoond geraak aan jou nie. Dankie tog. Maar dan moet jy elke keer nuwe goed sê. Ja. Ja. Okay. Okay. Mimi, gaan ons gou bid. Okay. Wil jy vir ons bid of gaan ons 'n maatjie vra om vir ons te bid? Ek wil nie. Wil jy vir ons bid? Okay, hier's 'n maatjie wat vir ons gaan bid. Sal jy oogies toe hou? Sal jy oogies toe hou? Onthou nie neusie nie, nee, oogies. Los haar neus uit. Shame. Alright. Wil jy ook bid? Kom staan in die ry. Ons moet hier afstaan. Is daar nog 'n maatjie wat wil bid? Okay, great. Julle tweeetjies. Kom jy eers vir ons en dan gaan jy na hy vir ons gebid en dan bid jy vir ons. Okay, julle moet julle oogies toemaak, né? Maak julle oogies toe, maatjies. Dankie. Amen. Amen. Dankie. Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag. Laat skool weer begin het en laat dit fietsiedag is môre vir my. Amen. Amen. Wat is Sal fietsiedag? nooit gewoond raak aan fietsiedagie. Oh, dis cool. Alright, julle. Dankie Mimi, gaan ons gou vir jou bye sê. Bye. Bye Mimi. Bye. Alright, Ek maatjies. sien hulle daar agter. Ja, maatjies, julle moet daar na die ark toe gaan. Julle weet waar die ark is, né? Daar sy. Baie welkom vanoggend by die diens. As julle skerp links kyk, ons is nou al 'n taamlike rukkie besig om deur die boek van Markus te kuier. As jy jou Bybel het, kan jy solank Markus 6 toe blaai. Ons kuier vandag dan in Markus 6. En net so bietjie vir 'n recap, verlede week was ons bietjie min mense. So ek gaan net want vandag se preek vloei van verlede week af in vandag in. So net so 'n bietjie agtergrond. Dit is 'n baie bekende deel wat ons verlede week dan saam bespreek het, saam gelees het en saam ontdek het. Dit is dan Markus 4 op die einde. En julle sal die storie ken. Dis waar Jesus die see stil maak. Nee, julle ken die storie. Die disippels is vrek bang, hulle is gehoorsaam. Hulle is nog nie bang nie. Hulle is gehoorsaam aan Jesus. Jesus sê vir hulle, kom ons vaar na die oorkant toe en dis na 'n groot dag van bediening by 'n klomp mense. So Jesus is al redelik moeg uitgetap deur hierdie dag. Hulle is gehoorsaam aan Jesus, hulle vaar oor die see van Galilea en dan skielik duik daar 'n groot storm op. So groot dat die skei begin vol water slaan. En dis laatmiddag, so dis 10:10 al baie donker en die disippels sit in hierdie bootjie besig om vol water te slat. Wat beteken dit gaan 10:10 sink? Dis donker, so as ons roei, waartoe roei ons? Ons kan niks maak, ons sit in hierdie storm. As die boot sink, waartoe swem ons? Ons is in die storm, dis donker, ons gaan daarmee heen gaan. Dit is ons einde. En hierdie disippels is bang vir hulle lewens. Hulle maak vir Jesus wakker, vra, gee u dan nie om dat ons gaan vergaan nie? Jesus staan op en hy bestraf die see en die wind. Hy sê vir dit, hou op, bedaar, en dadelik gaan lê die see. En dan vra hy vir die disippels, hoekom is julle bang? En waar is julle geloof? En dan vra die disippels vir mekaar, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see aan hom gehoorsaam is?
en dan stop hy storie daar. Ons het verlede week bietjie daar gekuier. Vandag gaan ons dan hoofstuk 6 in Markus, van vers 1 tot 6, gaan ons saam deur dit kuier. Net so voordat ons die teks lees, kom ons bid net gou saam. Dan gaan ons die teksgedeelte lees en dan gaan ons begin kyk na wat ons kan raak sien. So liewe Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om as familie in Christus, om as gelowiges by mekaar te kan kom, om deur u woorde kan lees en te kan leer. En Here, my gebed is dat ons nie net hierdie woorde sal hoor en dat dit op 'n leë oor of 'n dowe oor sal val nie. Maar Here, dat ons die boodskap wat u vandag vir ons wil gee, sal aanneem en sal toepas in ons lewe. Want Here, hierdie deel wat u vandag vir ons gee is redelik van toepassing op 'n klomp mense. En dit sluit ons in. En Vader, ek vra dat u ons harte sal oopmaak en ons geeste sal oopmaak en ons sal voorberei vir u woord. En Here, ek kom vra dat u deur die Heilige Gees ons sal kom verander en dat u ons sal kom aankla en sodat u ons sal kom wys waar ons is en waar ons moet wees. So Here, ek kom sê net dankie vir hierdie teks vandag, Here. Dankie dat ons saam kan ontdek waar ons in ons geestes 'n reis is. En Here, ek kom vra dat as ons voel ons is bietjie agter, Here, u het ons nooit gelos nie. Here, u kom haal ons daar waar ons is. En u vergewe ons. U tel ons op. En u vat ons saam met u. Here, dankie dat ons by mekaar kan wees en dat ons kan leer uit die woord uit. Here, ek kom vra ook dat dit 'n impak sal maak in ons lewens. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons redder, ons verlosser alleen. Amen. So, as jy jou Bybel by jou het, ons gaan dan van vers 1 af in Markus 6 gaan ons lees. Hy is op die bord, maar dit sal lekker wees as jy hom in jou eie Bybel ook kan gaan lees. Markus 6, van vers 1 tot 6. So nou kan julle kan onthou, 2 weke terug het Elsabie gepreek uit Markus 5, waar, dan moet ek mooi dink, dit is 2 weke terug. Wat het gebeur? Jairus se dogter, dankie. So Jairus se dogter is oorlede, en Jesus roep haar uit die dood uit, Talita kum, staan op. En die vrou met die bloeding, sy raak aan Jesus se kleed, en sy word genees. En dis nou na daai, wat ons dan nou gaan lees. So Jesus word in Nasaret verwerp. Jesus het daar vandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het en sy disippels was saam met hom. En toe die Saterdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge en watter besondere gawe van wysheid het hy, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie die timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Is dit dan nie sy susters wat nog hier by ons woon nie? Die mense wou van hom niks weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en in sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê het en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor hulle ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Dis dan ons teks vir vandag. Julle kan onthou dat net voor dit, soos ons nou net gesê het, was die disippels saam met Jesus in 'n boot wat besig was om te sink. En hulle het 'n mag van Jesus beleef. Hulle het 'n gesag beleef wat hulle nog nooit van tevore gesien het nie. Jesus spreek die wind en die see aan, hou op, bedaar en dadelik gaan lê dit. En hulle het 'n vraag in hulle hart, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Dis disippels, manne wat hy gekies het, wat hy langs die see gekry het, vissermanne, tot manne wat tax collectors is, nê? Hulle, dis nie ouens wat saam met Jesus groot geword het nie. Dis randoms. Dis mense wat hy langs die pad opgetel het.
En dis die mense wat hulle lewens uitgefigure het en hulle is nou uitgesort en ek gaan elke Sondag sinagoge toe en dis die mense wat hulle lewens agter mekaar gehad het, nie? Dis ouens wat bietjie grof was. En Jesus roep hulle en hierdie ouens wat vir Jesus nie ken nie, begin hom leer ken deur die dade, die wonderwerke, die goed wat hy sê, die goed wat hy doen. Begin hulle agterkom wie hy is, maar nog steeds sit hulle met hierdie vraag, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Die kontras van dit is hierdie mense wat saam met Jesus groot geword het, mense wat hom al vir jare ken. Hulle het ook 'n vraag op hulle hart. Maar is nie 'n mooi vraag nie. Die disippels het besef Jesus het gesag. Hierdie man doen goed wat ons nie kan verstaan nie. Die mense saam met wie hy groot geword het, hoor die goed wat Jesus sê, weet van die dinge wat hy met sy hande doen. Vra vir mekaar, waar kom hierdie kennis vandaan? Die goed wat hy sê is reg. Die goed wat hy sê is mooi. Maar is hy nie maar net die timmerman nie? Is hy nie maar net Maria se seun nie? Dis die ouens wat gewoond geraak het aan Jesus. Jesus was familier vir hulle. En hulle houding is, ons hoor wat hy sê, maar jy is maar net 'n timmerman. Jy is maar net Maria se seun. En as jy oë uitvee, sit ons ook soms in daai bootjie. Sit ons ook soms in hierdie kontras, waar ons hoor die stories van Jesus, maar hier in ons gemeente, in die wêreld, vandag, hier in ons tyd, het ons so gewoond geraak aan Jesus, dat ons ook soms hierdie vraag vra, is hy nie maar net Jesus, die man van die kinderbybelprentjies, en die man wat die storm stil gemaak het, is hy nie maar net Jesus nie. Dit is baie vinnig waar ons familier word met Jesus, waar ons gewoond raak aan hom, dat ons nie sy gesag raak sien nie. Soos wat die disippels sy gesag raak gesien het in die boot. So dis waar ons gaan praat vanoggend. Ons gaan kyk, ons gaan deur hierdie deelkuier en ons gaan bietjie gaan kyk waar is hulle gewees en waar is ons vandag. So, vers 1. Jesus het daar vandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het en sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? Is goeie goed. En watter besondere gawe van wysheid het hy, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind. Hulle hoor wat Jesus sê. Nee, maar hulle het hom gewoond geraak. Hulle ken hom as die seentjie wat in die strate rondhardloop. Hulle ken sy pa as 'n timmerman. Hulle weet van Jesus as die timmerman saam met sy pa gewerk, saam met hom groot geword. Hulle weet wie Jesus is. En dis hoekom hulle hierdie vraag vra, is hy dit nie net die timmerman nie? Daai is seun van Maria, daai woord timmerman het ek en jy begin gebruik as iemand wat houtwerk doen, né? 'n Skrynwerker of 'n houtwerker of 'n timmerman. Tekton. Die Griekse woord beteken 'n baie lae klas handearbeider. Dis van klippe kap, vloere skuur, tafels bou, mure regmaak, deure regmaak. So dis 'n ou wat vol skaafsels en klipstof in sy hare was 'n tekton. Ou wat handearbeid gedoen het. Baie lae klas handearbeid. En dis hoekom hierdie mense van Nasaret, hierdie ou sê baie mooi, wyse goed en ons hoor hy doen wonderwerke en wonderdade maar ons ken hom as 'n man vol skaafsels. Ons ken hom as 'n man vol klipstof in sy hare. En dan 'n baie groot belediging. Die seun van Maria. As jy in jou Bybel gaan lees Numeri, gaan lees Matteus. As jy by 'n geslagsregister kom, wat is baie uniek van 'n geslagsregister? Hy was Jakob, seun van Johan. Daai name kan ek nie onthou nie. So Dawid, seun van
Dankie tog. Ek dink sy pa was Isaakie. Wie was Dawid se pa? Kan julle onthou? Nee, moet net ek Google. Okay. Maar dit was altyd Jesus, seun van Josef. Maar die mense ken die storie van Jesus. Hulle weet Maria en Josef was nog nie getroud nie. En sy het swanger geword. So daar het kinderstories gegaan. Hulle ken Jesus se storie en hulle beledig deur hom te sê, is hy nie maar net die timmerman, die seun van Maria nie. Hulle noem nie sy pa nie. Dis 'n groot belediging in die tyd van die Joodse mense in daai era. Vandag nog sal dit vir hulle 'n klap in die gesig wees. As jy vir hom sê, o, jy's maar net Jakob seun van Ilana. Dis 'n klap in die gesig. Jy vat dadelik iets van my man wees, my roeping in die Here, vat jy weg. En in daai tyd was dit net soveel erger. So hulle praat onder mekaar, sê, yes, die goed wat hy sê is mooi en wonderlik, maar hy is maar net die timmerman, maar net die seun van Maria. Dis waar hulle is. En dan dadelik daarna, omdat hulle nou begin herken het, hulle weet nou wie hy is, hulle is familier met hom, en dan hulle wil niks van hom weet nie. Die Grieks daarvoor is eskandali zontu. Dit beteken letterlik, ek moet net gaan my nota hier kry, dit beteken letterlik, hulle het aan hom aanstoot geneem. Hulle het hom oor hom gestruikel. So, yes, hy praat mooi, maar ek sukkel om na hom te luister, want hy is maar net 'n timmerman. Ek struikel oor hom. Ek kan nie vir hom luister nie. Die goed wat hy sê is reg, maar ek kan nie vir hom luister nie. Want hy is maar net 'n timmerman. Hy is maar net Maria se seun. En die goed wat hy sê, en die goed wat hy doen, is so in lyn met wie die Messias is. Maar hulle kan nie aanvaar dat God loop nie saam met ons in ons strate met klipstof in sy hare. God is nie iemand wat lae klas tipe werk doen nie. God is nie 'n skrynwerker of 'n klipkapper of 'n tekton. Dis nie God nie. So wat ook al Jesus sou doen, al het hy 'n dooie voor hulle gesond gemaak, sou hulle hom nie in hulle harte aanvaar het nie. Hulle sou sê, dis great, maar ons kan nie, want ons is familier met hom. Ons ken hom te goed. Ons het gewoond geraak aan wie hy is. Dis waar hierdie mense se harte is. En dan, hulle wou niks van hom weet nie. Dis nogals tragedies. En dan kom ons by 'n baie moeilike vers om te verstaan, maar is ook nie so moeilik as jy na die konteks kyk nie. Daar kon hy geen wonderwerke doen nie. Is dit ewe skielik omdat Jesus op 'n geloofbattery werk, waar hoe meer mense in hom glo, hoe meer wonderwerke kan hy doen? Of is dit omdat hy nie vir hulle die tyd van die dag wil gee, soos wat hulle nie vir hom die tyd van die dag wil gee nie? Jesus is nie 'n God wat die deur afskop nie. Hy is 'n God wat aan die deur klop. Hy gaan nie hierdie mense forceer om te glo nie. Hy gaan aanbeweeg. En ons sien nog steeds Jesus se barmhartigheid wat na vore skyn, waar hy sê, maar hy het nog steeds aan 'n paar siekes geraak, hande opgelê en hulle gesond gemaak. Maar daar kon hy geen wonderwerke doen nie. Dit wil sê dat Jesus het gekies om nie wonderwerke daar by hulle te doen nie, omdat hulle harte verhard was teen hom. Hulle harte was gedraai teen hom. Hy gaan hulle nie forceer nie. Hy gaan hulle nie probeer bewys. Maar kyk, dit wat ek sê is waar, en kyk, die stories wat julle hoor oor die wonderdade is waar. Kyk, kom ek bewys vir julle. Dis nie wat Jesus gaan doen nie. Hulle was ongelowig en hy het gekies om die wonderwerke daar te doen nie. Hy het nie vir hulle die tyd van die dag gegee nie. Nou kom ons by ook 'n moeilike deel van die teks. Want ewe skielik begin dit na ons lewens toe draai. Ewe skielik begin die storie oor ons lewens spreek. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Mense wat hom goed ken, mense wat gewoond is aan Jesus, mense wat familier is met Jesus, ken die stories, ken hom, weet hoe lyk hy, ons weet alles, maar hy het nie geloof gehad nie, en hy was verbaas daaroor. Wat interessant is, weer eens, daar is 2 plekke in die Bybel waar Jesus verbaas is. Hierdie is een van hulle, hy is verbaas oor hulle ongeloof. Die tweede plek is waar hy verbaas is oor die geloof van die Romeinse offisier, Matteus 8. Die Romeinse offisier
kom na Jesus toe, sê vir Jesus, my slaaf is siek. En dan sê Jesus, ek sal saam met jou gaan. Dan sê hy vir Jesus, spreek net die woorde. Spreek net die woorde en hy sal genees wees. Dan is Jesus verbaas oor sy geloof. Hierso is Jesus verbaas oor hulle ongeloof. Hulle ken vir Jesus, hulle hoor die woorde wat hy sê, hulle kan dit nie aanneem nie. Hulle wil niks van Jesus weet nie. En dan is hy verbaas oor hulle ongeloof. Is dit nie ironies nie? Dat die Jode, die Israeliete, die wat die Messias verwag, wat al die profetiese stories oor die Messias ken, wat God ken, wat 'n verwagting in hulle hart het vir die Messias om te kom, sien iemand wat baie soos die Messias lyk in sy woorde, sy wysheid, sy dade, en hulle verwerp hom. Is dit oor voorgestelde idees? Ons verwag God moet op 'n wit perd kom, hy moet met 'n groot swaard kom, hy moet ons probleme net uitwis, ons moet hierdie koninkryk op aarde nou hê. Dis dalk wat hulle verwag het. Hulle verwag iets van wie die Messias vir hulle moet wees. En hier kom Jesus, 'n timmerman, 'n seun van Maria. En hy lyk soos die Messias. Maar ons het net te gewoond geraak aan hom as hierdie seentjie wat groot geword het, waaroor die kinderstories gegaan het. En dan is Jesus verbaas oor die Romeinse offisier se geloof. Iemand wat nie 'n idee het van die Joodse kultuur nie. Yes, hulle bly nou daar by mekaar, so hulle sou dit bietjie beleef, maar hy weet nie wat die skrifte is of die profete se professies nie. Hy weet nie wie of wat die Messias is nie. Hy glo in 40 ander gode, glo nie in God nie. En hy kom na Jesus toe en sê, Here, spreek net die woorde. Hy het gehoor wie Jesus is en wat hy gedoen het, presies soos die mense van Nasaret. Hy het gehoor wat Jesus gesê en gedoen het, en hy het geglo. En hy sê vir Jesus, Here, spreek net die woorde, en my slaaf sal genees wees. En Jesus is verbaas oor sy geloof. Daai kontras is skokkend. Die vraag is ook, oor wat is Jesus verbaas in my en jou lewe? Is hy verbaas oor ons geloof, of is hy verbaas oor ons ongeloof? Want daar is 'n ding, die moderne Nasaret siekte, waar ek en jy onsself miskien baie keer vind. En dis 'n siekte wat 'n jarelang kerkganger sal beleef. Ons het kerk toe gegaan, want ouma en oupa was die Dorslandtrekkers, hulle het NG Kerk toe gegaan, en nou vir generasies gaan ons al kerk toe. Ons gaan kerk toe, want hoekom? Want ons doen dit nou al net vir so lank, ons gaan kerk toe, ons is kerkmense. Het ons nie miskien gewoond geraak aan Jesus nie? Soos wat die Nasaret mense gewoond geraak het aan Jesus. Ons ken nou al die Bybelstories vir ewig. Ons ken die stories, ons kan dit opnoem. Ek het 7 Bybels. Een op my foon, een op my bedkassie, een in my biblioteek se rak. Ek het al die Bybels. Ken die stories. Dis Kersfees elke jaar. Ons vier dit. Ons weet Jesus is gebore. Paasfees. Yes, Jesus het vir ons gesterf. Ons vier dit elke jaar. Het dit nie maar 'n gewoonte geword nie. Waar ons doen dit maar omdat ons dit maar doen. Ons gaan kerk toe want mamma het gesê ek moet kerk toe gaan. Maar ons weet nie regtig wat ons hier soek nie. Dit was 'n groot realiteit van Nasaret en ons mag dalk ons koppe skud en sê, waarmee is julle besig? Julle het die Messias by julle. Julle het God in julle strate beleef. Julle het wonderwerke gesien, wyse woorde gehoor. Julle het die bron van lewende water by julle gehad in die middel van julle stad, maar julle het nie gehou van die emmer waarin dit aangebied word nie. Julle het nie van Jesus gehou nie. Baie keer mag ek en jy dalk ook daar in die strate van Nasaret staan, waar ons gewoond geraak het aan Jesus se storie. En die vraag is, aanvaar ons die bron van die lewende water? Aanvaar ons die emmer waarin dit vir ons gegee word? Of is dit maar net vir ons 'n gewoonte? Het ons gewoond geraak aan Jesus? En dan 'n harde realiteit. Is hierdie. Die mense het hom verwerp, hy was verbaas oor hulle ongeloof. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan
en die mense daar gaan leer. Nou dis 'n hartseer realiteit, is dat sy eie mense, die mense wat hom geken het, die mense wat hom gesien groot word het, wat sy hele storie ken, wat gesien het en gehoor het van die goed wat hy doen, hulle wou niks van hom weet nie. En hy gaan deur Nasaret na die ander dorpies toe om daar te gaan leer. As ek en jy in ons lewe miskien so redeneer dat ons het al so gewoond geraak aan Jesus, dat ons beleef nie daai kragtige dade van hom nie. Ek weet hy's goed en ek weet hy's lief, maar ek beleef dit nie. Is dit nie dalk 'n moontlikheid dat ons harte verhard het oor dat ons familier geword het met wie Jesus is nie? Ons het so gewoond geraak aan Jesus dat ons verwag nie meer verandering nie. Ons kom kerk toe, maar my verwagting is nie 'n vernuwing van die hart of 'n vernuwing van die gedagtes nie. Ek kom kerk toe en wat ek verwag is, daar moet ten minste warm koffie wees. En die eerste week van die maand moet daar nagmaal wees. En ek verwag my kind moet besig gehou word. En ek verwag as dit koud is, moet daai ding brand, en as hy nie brand nie, dan is ek teleurgesteld. En ons het snaakse verwagtinge. Verwag ons dat die Here jou lewe verander? Verwag ons nog dat die Here in jou hart 'n verandering maak? Verwag jy dat soos wat Paulus skryf, jy moet sterf in jouself en lewe in Christus? Kom jy met 'n verwagting van ek wil sterf in myself en ek wil lewend word in Christus? Besef ons, Jesus is die koning oor die storm, die een wat die storm kan aanspreek, kan bestraf en sê bly stil wees, hou op bedaar, en dit is aan hom gehoorsaam. Besef ons, Jesus is die een wat die onrein geeste uit die mense uitdryf, deur hom vir hulle te sê, gaan uit. Hy hoef nie vir hulle te verduidelik of te redeneer. Hy het mag en gesag oor die geestelike realiteit, hy het mag en gesag oor die fisiese realiteit. Hy is die skepper van die heelal, die koning van die konings, die een wat vir ons gesterf het aan die kruis en wat die graf leeg gelos het, en ons kom kerk toe want ons is gewoond aan Jesus. Het Jesus vir ons 'n storie geword? Of is hy jou koning? Is hy die een wat regeer oor jou lewe? Of het ons gewoond geraak? Ek wil nie hê julle moet ongemaklik wees nie, maar ek wil hê julle moet ongemaklik wees. Ek is seker nie een van ons wil in daai bootjie wees, waar Jesus sê, ek is by jou, met so min geloof in my, dat ek verby gaan. Ek gaan na die ander dorpies toe gaan. En ek gaan maar daar gaan leer, want ek probeer jou leer, maar jy leer niks. Dis wat hy gedoen het met Nasaret, hy gaan leer die mense. Wat wil hulle hê? Niks, hulle wil niks van Jesus hê nie. Nie oor die boodskap nie, maar oor wie hy is. Dis nie omdat Jesus 'n slegte mens is nie, dis omdat hulle gewoond geraak het aan wie hy is. Hulle was gewoond aan hom, dis maar net die timmerman, maar net die seun van Maria. Sy susters is nog steeds hier by ons. Hoekom sal ons dan luister na wat hy sê? My gebed vir ons is dat ons op 'n plek sal kom waar ons eerlik sal wees. Waar ons sal besef, ek sit dalk met die Nasaret siekte. Ek het dalk gewoond geraak in Jesus. Yes, ek gaan kerk toe want dis tradisie. Ons as gesin gaan al vir ewig kerk toe, en my kinders sal kerk toe gaan, en ek sal seker maak, hulle kinders gaan kerk toe. Dit is wat ons doen, want ouma hulle het ons kerk toe, ons gaan kerk toe, want dit is wat ons doen. My gebed is, laat ons nie die Nasaret siekte sal hê, laat ons nie gewoond sal raak aan Jesus nie, maar laat ons sal besef en beleef, hy is die koning van die konings. Hy is die een wat regeer. Hy is die een wat aan die regterhand van die Vader sit. Hy het gesag. Mag ek en jy besef dat ons wil nie net saam met Jesus wees sodat ons redding kan hê nie. Ons wil saam met Jesus stap sodat ons hom kan ken. Sodat ons 'n koning kan hê. Hy is een van die mooiste goed wat die moderne Christen verduidelik of beskryf is dat we want his salvation, but we don't want the one who saves.
Ek soek redding. Ek soek nie die een wat my red nie. Ek wil hemel toe gaan, maar as Jesus sê ek moet my naaste lief hê, dan sukkel ek. As hy regeer in my lewe, dan sukkel ek om te gehoorsaam. As hy vir my baie duidelik sê, moet en moet nie, of doen dit, en dis hoe jy my wil volg, en dis hoe jy my verhouding gaan wees, dan is ek soos 'n klein kind wat tantrums gooi, want ek wil dit nie doen nie. Of dis iets wat ek nie van hou nie. Ek hou nie van met mense praat nie, nou moet ek lief wees vir my naaste, ek wil dit nie doen nie. Of nou moet ek hierdie persoon wat my in die rug gesteek het, moet ek nou gaan vergewe, ek wil dit nie doen nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek soek redding, ek wil vir Jesus, ek soek die koninkryk, ek soek nie die koning nie. Mag ek en jy nie in daai bootjie sit, waar ons sê, ons het so gewoond geraak aan Jesus, dat ek weet nie hoe om na hom te luister nie. Ons het so gewoond geraak, dat ek weet nie meer wat om te verwag van hom nie. Ek verwag nie meer 'n verandering in my lewe nie, want het is vir ewig maar net dieselfde. Volgende Sondag kom en dit gaan net dieselfde wees. My gebed is, laat ons nie wag tot Jesus wegloop en dan besef dis te laat nie. Mag ons nou besef, dalk sit ek met 'n Nasaret siekte. Dalk sit ek met 'n verharde hart. Nie omdat ek's nie lelik of kwaad of niks nie, ek het net gewoond geraak. Dis 'n eeld op die gees. Is 'n familiariteit. Ek het gewoond geraak. My gebed vir ons as gemeente is dat wanneer ons en as ons gewoond is, laat ons dit vandag sal aanspreek. Dat jy vandag sal besef, ek moet iets in my lewe verander, want ek het gewoond geraak in Jesus. Mag ons besef, hy is lewend. Hy is die koning. Hy regeer. Hy het jou nie gelos nie. Hy wil jou lewe verander. Hy wil wysheid in jou lewe inspreek. Sy woord is daar totaal vol, reg om ons lewens te verander. Het ons dalk gewoond geraak, of gaan ons toelaat dat hy ons kom vernuwe. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie dat ons by mekaar kan wees as die kinders, en Here, ek kom vra net, laat hierdie teks vandag regtig in ons lewens sal inspreek, en laat ons sal besef, daar is twee kampe van mense. Die een kamp is hierdie klassieke disipel, wat saam met Jesus loop, en die goed hoor wat U sê, en die goed sien wat U doen, en hulle loop rond met 'n vraag in die hart, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Dis nie 'n negatiewe vraag, dis 'n vraag gevul met ontzag. Dis 'n vraag wat gevul is met, hy is so groot en almagtig en het al die kennis en hy is soveel groter as wat my verstaan sal toelaat, dat ek kan nie anders as om by hom te wees nie. En eventueel kom hulle agter, hy is die Messias. Jesus, party twyfel nog, maar 3 dae later is die graf leeg en hulle almal glo. Hulle vat hierdie boodskap van hierdie Messias wat gesterf het vir die sondes van die wêreld, vat hulle die wêreldwyd, en 2000 jaar later staan ons vandag hier, en ons hoor die boodskap, die ware boodskap, die goeie boodskap, dat ons lewe het, deur wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Maar dis nie waar dit stop nie, hy het opgevaar na die hemel toe, hy sit aan die regterhand van die Vader, hy stuur sy Heilige Gees, hy regeer, hy is die koning van die konings, hy regeer oor ons lewens, hy gee vir ons nuwe lewe, hy gee vir ons 'n plek in sy koninkryk, hy vergewe ons sondes, hy maak ons nuut, maar ons het gewoond geraak. En dis die ander kamp van mense, wat ons gaan nou al vir jare kerk toe, maar my lewe bly presies dieselfde lyk. Ek drink nog steeds hopeloos te veel alkohol, ek doen nog steeds hopeloos te veel shady besigheid, ek skinder nog steeds hopeloos te veel, ek is nie so lief vir my kinders soos wat ek moet wees nie, ek is nie so lief vir my naaste soos wat ek moet wees nie. Dalk is ons besig om net die image te onderhou, die image, die denke dat ons Christen is. Maar ons laat nie toe dat die Here ons kom vernuwe of verander nie. Here, my gebed is, laat ons voor U sal kom met 'n opregte en oop hart en sê, Here, my lewe lyk al vir 20 jaar dieselfde, geen groei, geen verandering. Geestelik is ek besig om te stagneer nou al vir die afgelope 20 jaar. Ek weet nie hoe om op U te vertrou nie. Ek weet ek wil 'n verhouding hê, maar ek weet nie eens hoe om hierdie verhouding aan te knoop nie.
Ek het 'n Bybel, ek sukkel om te lees, ek is baie besig. Here, as ons in daai kamp is, vra ek dat U deur die Heilige Gees iets in ons hart sal kom aan die brand steek. Dat ons sal besef dat om gewoon te wees aan U, om familier met U te wees, is 'n geestelike dood. Dat ons op 'n plek kom waar ek nie herlewing beleef nie. Waar ek nie beleef dat U het U hand oor my lewe. U het my lewe vir my gegee en gered. Ek het 'n vaste ewige hoop in wie U is en wat U vir ons gedoen het. Ek het 'n vaste vertroue dat na hierdie lewe gaan ek vir ewig lewe saam met U in die koninkryk. Ek is vergewe, ek is gered. Maar baie keer is dit net leefwoorde. Baie keer is dit woorde wat ons maar sê, want ons sê dit maar. Ons sê dit al vir so lank. Maar ek glo dit nie. Here, my gebed is dat U sal verbaas wees met ons geloof. Dat dit maak nie saak wie ons is of van waar of ons kom, hier soos die Romeinse soldaat. Hy het geen agtergrond saam met U nie, maar hy het 'n geloof. Hy sê, Here, spreek net die woord en my slaaf sal genees wees. Here, mag ons soos daai Romeinse slaaf wees. Wat U bepaal of wat ons in die woord leer. Dat U is betroubaar. U is die geneesheer. U is ons advokaat. U is die voorspraak. U is tasbaar teenwoordig. U vergewe. U is lief. U snoei en U laat vrug groei. Here, mag ons U toelaat om koning te wees. Mag ons vashou aan die geloof wat ons in U het. Al is dit die kleinste geloof, soos 'n mosterdsaadjie. Here, mag ons weet dat daai geloof kan berge versit. Mag ons vandag baie eerlik wees met onsself en vir onsself vra, het ek geloof of het ek gewoond geraak aan die idee om geloof te hê? Glo ek werklik? Of maak ek of ek glo? Here, dankie vir die waarheid. En ek kom vra, Here, dat U ons harte sal aanraak, dat U ons sal aanspreek, en laat ons sal toelaat, dat U ons lewens, ons harte, ons gedagtes sal verander. Dankie, Here, dat U ons nie los nie. Dat U aanhou klop aan die deur van ons hart. Here, mag ons vandag daai deur oopmaak. As ons hom dalk toegemaak het 'n tydjie terug, mag ons hom vandag opnuut oopmaak. Sê, Here, kom in my lewe, maak my lewe rein. Verander my denke, verander my dade. Laat my vrug dra. En lei my deur die Gees van waarheid. Bid dit in die naam van Jesus, ons redder. Amen. Dankie julle. Kan ek gou vir 2-3 maatjies vra asseblief om gou goed te help met kollekte? Daarna gaan ons laaste lied doen. En dan, frek, kom ons doen gou kollekte en dan nagmaal. Ek het nagmaal vergeet. Kan ons vandag kollekte, sorry, terwyl ons nou besig is.